Welkom by Politiek. Ek is Donald Du Plessis en saam met my in die ateljee is Paul Maritz en Daniel Elof. In vandag se episode, belasting verset, Bosasa se pret en dan Gwen en Pieter belet en gered. Kom ons ontnonsens die week se politiek. So, dit bring ons dan by die eerste onderwerp vir vandag, Bosasa en Zuma. Nou, dis 'n baie interessante situasie. Nou, ek is seker almal het gevolg min of meer wat daar gebeur het, maar dit is 'n bietjie ingewikkeld. Daar is regtig baie verskillende goeie wat daar so intree. Maar kortliks opgesom, state capture, nie net die Guptas nie, allerhande goeie wat daar ook by betrokke is. Paul. So Adrian Basson het nou al lankal hierdie ding wat ek dink hy sal amper vir 10 jaar op hierdie saak wat hy gesê het, maar Bosasa is besig met die goed te doen. En dit het verlede jaar weer onder ons aandag gekom, ons het 'n spesifieke onderwerp politiek gehad toe daar 500,000 rand skenking aan president Cyril Ramaphosa gedoen is. En ek het in my kop gedink 500,000 rand is regtig baie. Daar's nou mense wat sê jy betaal omtrent 2,000 rand vir 'n stem by die ANC se nasionale kongres. As dit so is dit natuurlik uiters ondemokraties, maar sou dit so wees dan beteken dit jy praat hierso van 250 stemme en dit sou dan effektief vir Cyril Ramaphosa die president van die ANC gemaak. Dis 250 by hom wegvat en dan nou dit bygee vir mevrou Zuma, dan is dit eintlik 'n 500 stem verandering. Ek het nogals gedink dis nogals indrukwekkend dat jy weet 500,000 rand, shoot, dis baie geld. En nou hoor ons goeie soos dat Jacob Zuma 300,000 rand 'n maand gekry het en dat Angelo Agrizzi letterlik dit self getel het en in 'n tassie gesit het en by president Zuma gaan aflaai het. Dit vat vir my die idee van staatskaping na 'n ander vlak toe. Ons voormalige president was maar net 'n maffiabaas. Dit is wat dit vir my is. So die interessante ding hierso, en wat vir my nogal snaaks is dat die koerier was Dudu Myeni geweest, totdat Gavin Watson haar nie meer genoeg vertrou het om die bribes af te laai by Zuma nie. Met ander woorde, die idee van honor amongst thieves, ek dink julle ken die konsep, daar was my geen sprake eers daarvan gewees nie, soveel so dat sy kon nie eers hulle oortuig dat sy effektief korrup kon wees nie, en ons het almal gesien wat Dudu Myeni gedoen het aan talle staatsinstellings. Vir my is dit snaaks. Kyk, alhoewel ek het baie geniet dat hierdie nou nog 'n bekende Italianer is wat soos 'n kanarie sing, is dit vir my wat vir my net simpel is van die hele kommissie is, daar is al 'n stelsel wat mense lank terug uitgedink het om presiese korrupsieprobleme soos hierdie aan te spreek. En ons noem dit die strafregstelsel. Hierdie kommissie dien geen doel nie. Wat eintlik moet gebeur het is as hierdie bekendmakings vir Bosasa plaasgevind het, moes hulle strafregtelik vervolg geword het vir bedrog en vir korrupsie en vir diefstal. Maar nou wat eenvoudig gebeur met hierdie kommissie is die ANC stel die kommissie aan sodat dit vir die mense lyk asof hulle nou iets daaraan doen. Dat dit lyk asof hulle die probleem aanspreek. Maar op die ou end wat net gaan gebeur is al hierdie goed gaan openbaar word, al hierdie goed gaan bekend gemaak word en dan gaan niks daarvan kom nie. Dis presies dieselfde soos met die Nugent kommissie oor Marikana, selfde met die transaksie, die Sereti kommissie, al hierdie kommissies lei tot niks. Die ding is hierdie spesifieke tipe kommissiestruktuur wat Suid-Afrika om een of ander vreemde rede nogals baie sterk by aanklank vind, weerspieël ook 'n ander probleem. Daar is geen strukturele oplossings hierson nie. Die ANC kon doen wat hulle kon doen, omdat Suid-Afrika se politieke struktuur en ek wil amper sê die regulatoriese struktuur en ook die politieke kultuur van Suid-Afrika siek is, doeteenvoudig net siek is. En dit het nie verander nie. Dit het nie verander net omdat Cyril Ramaphosa nou president is nie. Daar's nou 'n studie gewees onlangs het gewys dat persepsies rondom korrupsie in Suid-Afrika het letterlik 0 verander sedert Ramaphosa aan bewind gekom het. Ons almal weet, dis dieselfde ANC, dis dieselfde regering, dis dieselfde siek strukture. En dan vra jy vir jouself af, is die rede waarom almal bereid is om te getuig oor die voormalige president omdat hulle nou besef hy is nie meer in mag nie. En dan wat gaan uitkom as die nuwe president nie meer in mag is nie? Nie dat ek sê Ramaphosa is noodwendig korrup nie, maar daar is talle mense in sy administrasie wat ons weet beslis korrup is. En Daniel sê is nou dieselfde regering wat al hierdie goed doen, is dieselfde regering 8 jaar terug en dieselfde regering nou. En die punt is dis die ANC regering, dit is dieselfde regering, eerstens. En tweedens, die punt is, hierdie einste regering, wat die oortreders was, die einste mense wat skuldig is aan staatskaping, aan korrupsie, aan bedrog, probeer nou hulle self aanspreeklik hou. Dis letterlik so goed soos, ek pleeg 'n misdaad en dan sê ek, maar moenie bekommer nie, ek sal self ondersoek instel oor dit wat ek gedoen het. Dit is absurd. Dit maak nie sin nie. Goed, my vraag is, en ek meen julle twee is nou in die reg opgelei, wat keer iemand soos Gerry Nel of 'n ander privaat vervolger om te gaan en te sê, wel hier is nou getuienis, waarom kan ons nie net optree teen hulle nie? Ons sê vir die regering, hulle het ek soveel tyd om op te tree en indien hulle nie met hulle prosecutie uitreik as ek reg verstaan en dan kan ons net, dan kan iemand
iemand anders nie. opvolg. Ja, sien, so die probleem is in die eerste plek daai Nolly Prosecutie. Die groot probleem met hom is dat die NPA het hierdie geneigd om dit soveel as moontlik uit te rek en dan selfs wanneer hulle dit doen, is dit, jy weet, jy moet deur die stappe eers gaan om daar uit te kom en die proses is nie heeltemal so toeganklik nie. En die verdere probleem, skus, is die een ook van dat so hierdie is nog nie so seer in Suid-Afrika se reg lekker getoets nie, is die belang van die persoon wat vervolg. So in omgewingsmisdade is hierdie al redelik goed gevestig. Enige persoon het regtig 'n belang om die omgewing op te pas en so omgewingsmisdade is algemeen privaat vervolg. Maar wat ander tipe misdade betref, nog nie soveel klarigheid daaroor nie. En kom ons wees net baie duidelik, die nasionale vervolgingsgesag, so dan nou gesê die NPA, die NVG, is ook betrek by staatskape. Ja. Baie van hierdie mense wat juis in die vervolgingsgesag was, is hoekom geregtigheid nie geskied het nie, want hulle is deel van die hele probleem gewees. So die punt is, Paul, om jou vraag te beantwoord. Ja, tegnies gesproke, laat ons strafproseswet toe vir privaat vervolging, maar die punt is, hierdie selfde vervolgingsgesag moet eers die Nolly Prosecutie sertifikaat gee, en as hulle nie wil hê, dan moet vir privaat vervolg word nie, dan gaan hulle nie die sertifikaat uitdruk nie, en dan nog verder, daar's verdere praktiese probleme. Nou moet jy deur die howe gaan. Jy verstaan, jy moet nog steeds in 'n hof privaat vervolg. Dis nog steeds regters wat daar sit. Dis nog steeds die strafregstelsel wat moet gebeur. Dis nog steeds hulle wat moet tronk toe gaan. Die punt is, daar's op so baie plekke is die regering betrokke dat hulle baie maklik kan stryd op enige een van die punte. As dit sê wanneer dit gaan oor die getuienis betrokke, raak dit ook baie ingewikkeld. Maar hoe dit ook al sê, dis nie die enigste ding wat tans in Suid-Afrika aan die gebeur is nie. Maar Paul, ek dink jy het vir ons 'n boodskap van een van ons borgers. Ja, so nee, ek wil graag vir julle vertel wat Helen Zille sê ons nie met ons geld moet doen nie, maar voordat ek daar kom ons praat 'n bietjie oor wat jy wel met jou geld moet doen. En die vraag van ons luisteraars is, hoe Afrikaans is jy? Drink jy koffie omdat tee te Engels is? Loop jy skelm kaalvoet en klop jy jou eie botter in jou spaartyd? Looi jy jou eie leer of loop kam jy nog jou hare met 'n kam? Besoek dan die grootste Afrikaanse aanlyn winkel www.afrikander.com en politiek luisteraars kry R60 afslag indien hulle die kuponkode politiek gebruik. Die Afrikaner Handelshuis is ja met trots 'n borg van politiek. Nou ja, as jy dit dan met jou geld doen, gelukkig gaan jy baie meer geld hê as dit wat Helen Zille onlangs getweet het gaan gebeur. Kom ek gee 'n bietjie konteks. 'n Woord wat ons baie op sosiale media sien onlangs is tax revolt. Nou jy kan dit mooi vertaal in Afrikaans as gewoon belasting optog of belasting protes, verset of boycott. Want Ja, so lekker die alterasie woord daar. Ons like boycott. Die woord revolt vertaal letterlik as soort van meer 'n opstand. So ek hoor die woord belastingopstand word gebruik. Tax boycott is natuurlik, kan ek dink 'n natuurlike gevolg daarvan. Maar goed, 24 Januarie tweet Helen Zille, premier van die Wes-Kaap, 'n direkte aanval teenoor die ANC. Sy sê die ANC het 'n Achilleshiel. Eerlike belastingbetalers gaan nie aanhou om biljoene vir korrupsie te betaal nie. As dit voortgaan, sal ek 'n belastingstaking reël. Enigiemand wat hulle nog 'n kans gee, is medepligtig. Nou goed, net so 'n bietjie meer feite. Sy sê toe later in 'n tweet dat sy nou al vir maande lank boeke lees hieroor en dat sy regtig ernstig hieroor is. En dis nie iets wat sy sommer net getweet het uit woede uit nie. Dis duidelik dat hierdie ding beplan is. Intussen het die DA uitgekom en gesê dis haar persoonlike mening. Hulle ondersteun haar glad nie. Maar net om nog lekker feite te gee. Soweto byvoorbeeld betaal geen elektrisiteit nie. Dis omtrent 6 miljard rand per jaar. En is dit nie maar dan nou ook 'n belastingopstand nie? Is dit nie maar ook 'n belastingboikot nie? Hulle jaag fisies mense met geweld weg wat elektrisiteitsmeters wil kom insit. So is dit nie maar in elk geval iets wat gebeur sedert wel nog altyd nie. Weet julle wat so ironies van die mense wat nou so sterk kritiek uitspreek teen Tannie Helen se hele plan, is plekke soos Outa, die DA, Musi Maimane en allerlei organisasies sê nee, maar hierdie is nie die morele regte ding om te doen nie. Dis oneties. Ons kan nie dit doen nie. Maar snaaks genoeg is dit dieselfde partye wat sê moenie jou e-tol betaal nie, want dit is 'n onreg, dis verstaan die hele stelsel is Dis net maar die DA wat gesê het. Dis letterlik, is eenvoudig. So ouders sê nee, moenie jou e-tol betaal nie, maar betaal jou belasting in beginsel. Verstaan? En dit weer eens, dit spreek dink ek boekdele van die, ek wil amper sê dubbelstandaarde wat daar is, of dalk is nie dubbelstandaarde, dalk is dit eenvoudig blindheid. Mense wat nie raak sien, hulle is besig met hierdie kontrasterende twee posisies nie. Die goeie nuus is jy kan vandag al reeds begin met belastingverset. Nie dat ek eintlik regtig belastingverset in daai strengs en aanmoedig nie, want dit is tegniese misdaad om dit aan te moedig. Nee, wat ek sê is dat ek dink dis ons plig om so min as moontlik belasting te betaal. Dis letterlik, ek dink op hierdie punt 'n morele plig om so effektief as moontlik belastingvermyding toe te pas in Suid-Afrika. En
miskien moet ons begin kyk na, jy weet, die grondwerk lê vir iets soos 'n belastingverset in die toekoms, indien ons dit sou wil doen, miskien, ek weet nie, as hipotetiese mense dit sou wou doen. Die rede daarvoor is wel, as jy dit doen op jou eie, 'n klein bietjie van 'n probleem, en meeste mense het in ag van die beheer oor hulle belasting, wat gaan deur soos pay-as-you-earn tipe sisteme af. So wat jy moet nodig het is regtig die Suid-Afrikaanse samelewing wat as geheel bymekaar kom en sê, "Jep, nou is dit daardie dag ons begin die belasting." Maar dan het dit gebeur redelik algemeen eintlik al klaar. Baie mense betaal nie vir hulle TV-lisensies nie want hulle dink is 'n dom konsep. Baie mense betaal nie vir alle verkeersboetes nie want hulle voel ons padwette verskriklik streng toe, maar ons kan nie eers mense behoorlik veilig hou in hulle huise nie. So hierdie gebeur al en dit gaan organies gebeur. Ek dink dit sal gebeur soos wat Helen Zille dit noodwendig voorstel van ons neem met die aktiewe besluit en nou gebeur dit nie. Dit gebeur van self, dink ek. My bekommernis is iets soos inkomstebelasting. Ek dink inkomstebelasting gaan na 'n baie doelbewuste poging sou moet wees voordat jy van dit ontslae kan, want juis omdat baie maatskappye gebonde is en maatskappye vir die meeste part baie ligtig om by die politiek direk betrokke te raak. Ja, en so as ek 'n bietjie feite daaroor kan gee, ons het 14,04 miljoen geregistreerde belastingbetalers en van hulle is 6,6 miljoen onder 75.000 rand per jaar inkomste, so hulle betaal niks nie. Nog 2,5 miljoen is onder 150.000, hulle hoef nie opgawes in te dien nie, maar daai mense betaal net 3% van die belasting en dit beteken as ek hierdie insetsel oor die belastingverset of belastingboikot of belastingopstand, wat ons ook al noem, as ek dit kan afsluit met hierdie, dit beteken dat 4,9 miljoen mense wat meer as 13.000 rand 'n maand verdien, 97% van die 463 miljard rand persoonlike inkomstebelasting bydra. So vir ons luisteraars wat meer as 13.000 rand 'n maand verdien en wat daai belasting betaal, wees bewus daarvan dat jy as minder as 10% van die bevolking besig is om 97% van die persoonlike inkomstebelasting te betaal. Nou ja, dan gaan ek graag oor na nog politieke stories en ons hoor ons bietjie mense wat oorloop, uitloop en wegloop. Daniel, wil jy ons meer vertel? Ons weet altyd dat politiek is op sy beste wanneer dit Seemandeland nabeeld. So ek dink hierdie week was 'n goeie voorbeeld van 'n redelike sepie-agtige gebeure in ons politiek. Die eerste een was dat die voormalige beleidshoof van die DA, Gwen Ngwenya, het bedank en nogals ek moet sê sterk bewoorde brief wat sy aan die leier van die DA gestuur het. Dis die eerste ding. En dan die tweede ding is die voormalige DA-lid, nasionale partylid, nuwe nasionale partylid en ANC-politikus het nou by die Vryheidsfront Plus aangesluit en sy naam is Peter Maree. En ek dink al twee hierdie karakters het opslag gemaak eerstens en tweedens, dis interessant en dit wys bietjie, ek dink 'n verskywing van dinamiek tussen die politieke partye. So ek dink om mee te begin, ek dink die Gwen Ngwenya storie is my nogals interessant. Juist omdat dit oor sulke kardinale kwessies gaan in die DA. Gwen, soos wat julle weet, is nou 'n baie sterk teenstander van BEE en daar was hierdie groot morakas geweest waar sy probeer het om die amptelike besluit van die party op daai punt af te kondig dat hulle teen BEE is, maar toe die party teruggekrabbel en nou is hulle my nie meer teen BEE nie. So dis 'n interessante situasie. Maar ook wat my pla van dit is dat ons het 'n leier in Mmusi Maimane van die DA wat al gesê het hy verlang terug na die ANC van Nelson Mandela. Daar is nie hoe jy oppositiepolitiek bedryf nie. Jy gaan nie sê, hey, onthou jy daai ander party teen wie ons staan, ons is hulle maar soos 20 jaar gelede. Dis nie 'n goeie beleidsposisie nie, juist omdat jy nie enige beleidsposisie daar inneem nie. Ja, en ek dink Ngwenya se rede was eintlik vir my skokkend. Mense het die idee dat die DA gesofistikeerd is, dat ten minste hulle engine kamer regtig aan die gang is. En dan sê sy dat 'n klomp van die navorsers wat in haar departement aangestel is, nog nooit 'n ernstige navorsingspos gehou het nie, dat hulle eerste posisie is. En sy sê ook dat daar nie regtig ietsie is soos 'n DA-beleid, 'n ideologiese posisie nie. Was vir my skokkend. Ons het altyd gedink die DA het, van al die partye, jy weet, en soveel as mense van hulle verskil, kan jy daarom sê, hulle het daarom 'n posisie waar hulle staan, en tog sê sy dat dit nie altyd so voorgekom nie. Van wat ek hoor binne die party, is dit dat hulle het vir Gwen gekry, want kyk, Gwen was altyd by die Instituut vir Rasseverhoudinge, wat 'n baie klassiek liberale organisasie is, wat presies wat hulle sê, hierdie beleide soos teen BEE, teen hoë belasting voorstaan. En van wat ek hoor, is toe hulle haar aangestel het, was die idee dat die DA besef hulle is besig om weg te dryf van hierdie, so wat jy sê, hierdie beleide, hierdie beginsels van klassiek liberalisme, en hulle was besig om daarvan weg te beweeg, en om vir Gwen in te kry was 'n manier om partylede van die party amper te paai, om te sê, nee maar kyk, ons kry mense in wat verstaan nog steeds hierdie ou beginsels aanhou en voorstaan, en dit het net eenvoudig nie gewerk nie. So
pos van beleidshoof was nie 'n pos wat bestaan het, verstaan wat regtig behoorlik gebruik is nie. Hulle het dit letterlik geskep sodat hulle vir Gwen kon inkry en sy sê in haar brief dat sy het nie geweet wat haar werksbeskrywing nie, sy het geweet wat haar take en verantwoordelikhede nie en sy sê dit, sy gee dit as die redes, maar ek dink op die ou ende weet ons die redes is eintlik maar net dat sy voel nie tuis by die party nie. Sy voel nie as beleidshoof kan sy sê sy is deel van 'n party wie se beleide sy nie mee saamstem nie. En dan die laaste ding wat ek kan sê oor die Gwen Ngwenya situasie is dat dis kenmerkend dat die DA eintlik vroeër hierdie probleem begin beleef, Paul. Ek dink regtig nie hulle het 'n sterk beleidsfokus gehad vir meeste van hulle verkiesingsveldtogte nie. Dit gaan alles terug na Stop Zuma toe. Ek verstaan die situasie daar, maar dit is 'n baie negatiewe, baie antagonistiese posisie. En dan wat jy daardeur doen is, hoewel jy miskien binnekant jou partyleierskap 'n baie sterk ideologiese basis het, lok jy mense uit om by jou party aan te sluit en te ondersteun wat nie daai ideologiese basis deel nie, want jy campaign nie op daai ideologiese basis nie. En dan moet jy nie verbaas wees as die noodwendige kragte van die politiek jou af van die pad aftoon nie, want jy moet doen wat jou ondersteuners wil hê. Nou kom ons praat nou 'n bietjie net dan oor die tweede groot storie van die week. Ou Pieter Marais wat geskuif het of wat nou aangekondig is as die premierskandidaat van die Vryheidsfront Plus. Net 'n bietjie agtergrond dat mense ook weet wie is Pieter Marais. Hy was destyds in die vroeë 90's deel nog wel voor die 90's toe er nog die 3-kamer parlement was hy 'n parlementslid gewees vir die Arbeidsparty. Kort daarna toe die Nasionale Party toe besluit het maar alle mense van alle rasse kan deel wees van die party, wat ek bedoel obviously het hy toe nou aangesluit by die Nasionale Party en toe van daar af te word het natuurlik in die Nasionale Party toe die nuwe Nasionale Party geword. Hy was toe kortliks baie vlugtig die DA se burgemeester van Kaapstad gewees en toe se allerlei skandale, seksuele skandale wat teen hom was beweerde waarvan hy is onskuldig, hy's nie onskuldig bevind nie, maar die siviele saak teen hom vir seksuele teistering is hy toe nou nie, hy toe die saak gewen. Maar dan is hy onskuldig bevind. Wel nee, maar onskuldig bevind is 'n strafregsaak. Dis maar dis hy is nie onskuldig bevind nie, maar is nie 'n strafregsaak. Ja, baie swaarder bewyslas as 'n strafregsaak actually. Presies. En toe was hy by die ANC gewees en nou is hy by die Vryheidsfront Plus en ek dink ons hoor van Daniel se kant af, hy dink dis hy dink is 'n goeie ding. Ek dink is interessant. Ek dink dis op een manier redelik slim van die Vryheidsfront Plus. Ek dink is 'n goeie strategiese besluit deur hulle wat hulle geneem het en ek dink dit gaan vir hulle 'n paar stemme kry op die ou ende. Ja, so van my kant af, ek dink as 'n bietjie opportunisme, persoonlik deur soveel partye is in 20 jaar of 25 jaar, is iemand wat maar 'n kans gaan vat, gaan Pieter Marais getrou wees aan die Vryheidsfront Plus se beleidsposisies wat baie sterk is op dinge soos grond en wat baie sterk is anti-dinge soos natuurlik onteiening en hulle is pro moedertaal onderrig en die tipe van goeters. Ek weet nie, ons sal maar moet sien. Ek wil nie hê die Vryheidsfront Plus moet in 'n posisie wees op baie van die ander partye was dat hulle Pieter Marais ingelaat het en dan by einde van die dag was dit eintlik bietjie meer van 'n probleem as wat dit 'n oplossing was. Ek hoop dit is die geval nie. Kijk, ek sê ek is 100% pro en ten gunste nie, maar ek dink dit is belangrik om te let op Pieter Marais se situasie. En in sy politieke loopbaan het hy gesê hy fokus nog sterk op die belang van brein Suid-Afrikaners. En brein Suid-Afrikaners het dieselfde partyreis gehad tussen die DA, die NNP, die ANC en die Vryheidsfront Plus, waar verskillende mense beweer het om hulle belange te dien en dit nie gedoen het uiteindelik nie. Byvoorbeeld as jy gaan kyk na die ANC se rassetransformasiebeleide wat juist breinmense veral in die Kaap te nagekom het met iets soos die DKD. So ek kan verstaan waarom jy hierdie posisie, hierdie verskuiwe in jou party alliansie. En goed, soos moedertaal onderrig is Pieter Marais baie sterk op. So dit maak vir my sin waarom hy by hulle sal aansluit. Net een ding oor die aantuigings in die saak wat hy gehad het van seksuele teistering. Jacob Zuma is ook onskuldig bevind byvoorbeeld daaraan en ek dink ons moet net bewus wees daarvan dat ja, in 'n siviele saak is hy onskuldig bevind, maar ek glo baie keer veral met hierdie tipe goed waar daar rookie is daar soms 'n vuur. Ek sê nie dis noodwendig waar nie, maar dit is maar net 'n bekommernis van my kant af. Maar weer eens soos wat ons sê dat in 'n strafregsaak is die bewyslas actually swaarder. Nie sodat hy siviel is die bewyslas eintlik baie ligter om teen te bewys. Hy het 'n baie swaarder bewyslas in die siviele saak. Hoeso? Nee, dis nie juist teenoorgestel. Strafregsaak is aansienlik swaarder. Nee, want juist in hierdie geval moes hy redelike twyfel, moes hy nie redelike twyfel nie. Hy moes nie redelike twyfel bewys nie. Hy moes bewys dis meer waarskynlik as nie dat dit nie plaasgevind het. Ja, okay, fair enough. So dis baie erger as 'n strafregsaak om dit te bewys. Nou ja, dames en here, ek kan ook regsadvies gee. Hier kom dit, moenie links draai nie. Ons kom dan nou by ons internasionale politiek en is 'n insetsel wat ons die laaste paar weke doen en ons geniet hom nogals. Dink jy as luisteraar geniet hom ook. Lindiwe Sisulu, ons minister van internasionale verhoudings, het onlangs aangekondig dat die Suid-Afrikaanse regering die beleerde Nicolas Maduro, kommunistiese leier van Venezuela, ondersteun. Dit ondanks die feit dat die kommunistiese party in Venezuela die land effektief ten gronde laat gaan het met wat was inflasie verlede jaar 2000% of selfs meer. En tog dink Suid-Afrika dis
'n goeie idee. Al die BRICS-lande behalwe Brasilië ondersteun ook vir Maduro en sê hy is heeltemal 'n regverdige leier en hy is daar gekies deur 'n legitieme proses. Tog vlug die mense in miljoene op hierdie stadium na Brasilië en ander buurlande toe. En dan is daar natuurlik ook die storie van sy opponent wat homself nou as die amptelike leier beskou. Ag en allerlei dinge. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Vir my is die slegte ding is die geselskap waarin Suid-Afrika homself bevind met hoe ons verstaan kant gekies het in die hele ding. Die mense en lande wat teen verstaan Maduro is in sy sosialistiese diktatorskap is byvoorbeeld Amerika, die Verenigde Koninkryk, Brasilië soos jy gesê het, Paul, verstaan Kanada, die Europese Unie. Hy het almal gesê nee, Maduro is verstaan sy regering is sleg. En Suid-Afrika het toe nou besluit nee, maar ons gaan eerder onsself skaar met byvoorbeeld Turkye en Rusland en China en Iran. Jy weet nou nie die voorbeelde van menseregte verstaan ondersteuners in die wêreld nie. En dis vir my verdeesing. En ek dink dit spreek weer eens boekdele van die presiese situasie daar. Kyk, ek dink die situasie wat ons regeringsbesluit was onvermydelik. Daar was geen kwessie in my kop nie. Hulle sal definitief hierdie regime ondersteun het. Wat interessant is vir my is die sielkunde agter dit. En ek dink ons moet begin kyk na kom ek stel so die samensweringsteorie of die conspiracy theories wat baie keer hierdie besluite van ons regering onderskraap. So daar's hierdie narratief wat rondloop dat nee, dis oorlog wat veroorsaak het dat Venezuela te neergedruk is en dat daar alles, dis net die sosialistiese stelsel was fyn, dit gewerk, die probleem was die weste wat hulle onderdruk het, en ek dink ons almal weet dis bog, en die data wys dis bog, maar die data en wat ons weet maak die saak nie, want jy kort eintlik het hierdie ding om dit aan te kap as jy hierdie sterk ideologiese ingesteldheid. Vir my is dit verskriklik ironies dat hulle sê, nee, die rede dat hierdie lande so sukkel is, oor dat byvoorbeeld daar sanksies is teen Venezuela, en dit is maar die enigste rede hoekom die land sukkel, so dit is my snaaks dat hulle, want wat hulle basies meer erken is, 'n sosialistiese land kan net soort van funksioneer indien dit sterk bande het met 'n kapitalistiese land aan die buitekant met wie hulle kan handel dryf. Dis redelik ironies eintlik. Ja, en dis vir my weer eens hierdie ding van mense wat sê maar kommunisme is nog nooit heeltemal effektief reg gedoen nie. Goed, so amper kapitalisme het miljarde mense uit armoede uitgehaal, amper kommunisme het die wêreld amper beëindig. So ek weet nie wat so eenvoudig. Op 'n sekere punt moet jy begin vir jouself afvra. Nou, as soveel mense probeer het om kommunisme in te stel, niemand kan nie. Ja. Dalk beteken dit kan nie werk nie. Kan nie werk nie, ja. Hulle sal dit nie erken nie. Maar op kommunisme werk nie, maar in ander goeie nuus, Paulus. Ja, so as ons kom by ons blinkkant bo segment, en dit is natuurlik om die silwerrandjie uit te wys, want alles is nie 'n donker wolkie nie. Ten spyte van dat hulle dalk mag dink as hulle na politiek luister. Ja, die minister van Finansies Tito Mboweni het op 25 Januarie 'n tweet geplaas waarin hy noem dat hy glo dat die Universiteit van Pretoria die besluit om Afrikaans as onderrigmedium te skrap oor 30 jaar sal berou. En dis my goeie nuus dat ons balans sien van die regering af. Ek kan wel sê Samuel Huntington praat van 'n pendulum tussen moedertaal onderrig en 'n lingua franca tipe benadering. En ek dink ons is op hierdie stadium in Suid-Afrika op 'n punt waar almal nou sê kom ons ondersteun die lingua franca, almal verstaan tog Engels ensovoorts. Daai pendulum gaan swaai en dan gaan mense terugskuif na hulle moedertaal toe en hulle gaan sê maar wat maak my taal nie die moeite werd om in onderrig te gee nie. Afrikaans is besig om alternatiewe daar te stel teen nou groot spoed, maar dis nie net Afrikaans wat val as die Universiteit van Pretoria net Engels is nie. Dis ook Sotho en die miljarde rande wat die Universiteit van Pretoria in Sotho ingestoot het wat ewe skielik net tot niet verklaar word. Weet jy dat vir my Paul, ek stem 100% saam met jou punt oor moedertaal onderrig, maar die snaakste punt van hierdie tweet van minister Mboweni is dat hy in die tweet gesê het in sy persoonlike as ook sy openbare hoedanigheid ondersteun hy Afrikaans as op die onderrigtaal by die Universiteit van Pretoria. Toe dink ek dis 'n tipiese ding vir 'n politikus om te sê. Hy het 'n persoonlike opinie en 'n openbare opinie. Is nou maar net toevallig dat hierdie twee dieselfde is hierdie keer. Op die onderwerp van dinge wat groot en cuddly is, pandas. Ek het goeie nuus gekry onlangs, daar nuwe syfers in, die aantal pandas in die wêreld is nou naby diskant 2000. So dis fantastiese nuus. Pandas is nou in 2016 was hulle amptelik nog steeds as bedreig gelys, nou is hulle net kwesbaar. So goeie nuus vir enige panda liefhebbers, die situasie is uiteindelik besig om te draai, jy kan vanaand gerus slaap. Dis nie meer pandemonium nie. En van my kant af 'n stukkie goeie nuus wat ek dink baie mense op sosiale media gesien het, is daar 'n wonderlike storie van 'n jong seun wat 'n fiets gekoop het vir 'n petroljoggie. Hy het al sy geld gespaar en hierdie fiets vir die petroljoggie gegee. Hierdie is die tipe stories wat ek dink te min op sosiale media versprei soos 'n veldbrand en wat ons definitief meer aandag aan moet gee, want daar is goeie stories in Suid-Afrika om te vertel. Nog 'n goeie storie wat ons in Suid-Afrika het om te vertel is dat Potlietiek nou uiteindelik na 'n lang proses van 'n 2 weke proses
uiteindelik 'n partynaam kan aankondig. Baie dankie aan al julle luisteraars wat vir ons voorstelle gegee het, wat gestem het oor die partynaam. Ons het regtig ongelooflike deelname daaraan gehad en ons waardeer julle insette verskriklik baie. En die partynaam wat gewen het is die Suid-Afrikaanse Herstel en Aanbeweeg partynaam. Dis voorgestel deur Gerdus Taljat. Baie dankie Gerdus vir jou wonderlike voorstel vir 'n naam. Dis 'n sharp voorstel. Dis 'n sharp voorstel. So van hier af vorentoe gaan julle al hoe meer begin hoor van die Sharp party. Ons gaan binnekort ons eie manifest bekend maak aan julle almal en aan Suid-Afrika en ons seker dat hierdie manifest gaan aansienlik meer ek wil amper sê inhoud hê as enige een van die ander partye en ons sien uit om julle almal deel te maak van die Sharp beweging. Ons het 'n baie vaste beleidsposisie hê. Ons het nog nie vir Gwen en Gwenjo aan boord kon kry nie. Ons het uitgereik en vir haar gevra of sy ons beleid so wil word, maar ons het nog so ver geen Nie reaksie amptelik nie, haar anonieme Twitter-kant het gesê dis Sharp, sy sal deel wees van ons party. Nou ja, julle, soos Januarie ook op die einde tot 'n einde moet kom, het politiek nou ook tot 'n einde gekom. Ons nooi jou as luisteraar uit om hierdie gesprek voort te sit in die kommentaarafdelings van Marula Media en Facebook. Volg vir politiek op Twitter en natuurlik op Facebook. Ons blad daar is lekker aktief. Jy kan ook vir politiek luister op allerlei plekke, onder andere Marula Media, SoundCloud, iTunes, Castbox, Spreaker, enige wonderlike plek waar jy jou podsendings luister. En dan baie dankie vir jou tyd hierdie week. Ons waardeer dit opreg.